Wat 'n kosbare lied om net te sê ons gee alles aan U oor. Here, want in onsself, Here, is ons tot niks in staat nie. Heilige Gees, ons gee net ons harte en ons ore nou aan U. Here, U weet wat in elkeen se hart en in elkeen se gemoed aangaan vanoggend, Here. U weet, Here, die probleme wat ons moet deurgaan in die week wat voor lê, Here. En daarom kan ons dit net in die hande gee van die een wat capable is om ons deur hierdie week te dra. Vader, ons gee net oor. Heilige Gees, gaan van stoel tot stoel vanoggend. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir U engele van beskerming wat rondom ons is. Heilige Gees, ons gee U net aan die woord vanoggend in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Dan kan jy 'n sitplek neem. Verlede week se boodskap van pastoor was Psalm 93. God is koning. En daarom hoef ons nie bang te wees vir al die onruste wat in die wêreld tans plaasvind nie. Amen. Amen. Nou toe ek so gaan sit en ek vra vir die Here verlede Sondag, waaroor wil U praat hierdie Sondag? En ek maak my Bybel oop en is net hierdie een vers wat so uitstaan. Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Toe weet ek ons tema gaan aan en ons tema vandag is Jesus is koning. Amen. En daarom hoef ons nie te vrees nie, soos die woord nou vir ons sê. Ons hoofskriflesing, die wat dit wil opsoek, is Johannes 12 vers 12 tot 19. Die verse gaan op die bord wees, dit gaan oor die intog van Jesus in Jerusalem. En ons weet ook dat die Paasfees aan die kom is, né? Prys die Here. Vers 12. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Nou al vir duisende jare het die Joodse volk op 'n Messias gewag. Hulle het 'n groot militêre leier verwag, iemand wat al hulle vyande sou oorwin en Israel weer na sy voormalige grootheid en glorie sou herstel. Dit is wat hulle wou gehad het. Maar wat hulle nie verwag het nie, was dat hulle koning as 'n timmerman sou verskyn. Hulle het nooit verwag dat hy geen wapens, geen leer, geen politieke krag sou hê nie. Hulle het beslis nooit geweet dat hy aan die wrede kruis van hulle onderdrukkers sou sterf nie. Tog is daar regdeur die aardse lewe van Jesus bewys gegee van wie hy is. Hy was wie hy gesê het hy was. Hy het sy identiteit keer op keer kom bewys. Nie net deur sy geboorteplek nie, sy afkoms, die wonderwerke wat hy gedoen het, wat te veel was in elk geval om opgeskryf te word. Tog het hulle geweier om te glo inderdaad dat hy die Messias was. Keer op keer het hy homself bewys, is dit nie so nie, maar keer op keer het hulle gekom en hulle het hom verwerp. So seer dat Johannes dit op hierdie manier stel, Johannes 1 vers 11. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So dit wil sê, Jesus het na sy eie skepsels gekom, na sy familie, na sy eie broers, na sy vriende toe, en hulle het hom nie erken, aanvaar as die Messias nie. Nou in hierdie 12de hoofstuk van Johannes se evangelie is Jesus weer op die punt om sy identiteit aan Israel bekend te maak. Hy gee hulle hier nog een kans om hom as koning te aanvaar. Hierdie hoofstuk gee vir ons die besonderhede van Jesus se laaste dae.
en ook van sy openbare bediening, en dit skilder vir ons hierdie portret van Jesus as koning. En terwyl ons hierdie hoofstuk gaan bespreek, wil ek hê jy moet ook in jou hart vandag kyk, ten opsigte van, is Jesus werklik jou koning? Want jy sien, jy kan sê, eendag as ek reg is, sal ek alles vir hom gee. Jy kan sê, eendag sal ek hom as koning aanvaar. Maar niemand is in beheer van ons lewenstye nie. En miskien kom jou eendag nooit nie. Ons hoofskriflesing Johannes 12, vers 12 tot 19, gee vir ons die voorstelling van die koning. En ons sien ook die metode van voorstelling, hoe hy dit doen. Jesus het duidelik sy identiteit getoon ook, deur Sagaria se profesie te vervul. Vers 15 weer, moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom, en hy sit op die vel van 'n esel. Toe die Romeine Jesus op hierdie donkie sien ry het, moes hulle dit miskien as 'n grap gesien het. Immers, watter koning ry op 'n donkie? Tog het Dawid op 'n donkie gery. Baie van die Jode het waarskynlik ook gewonder, hoekom kom Jesus, wat nou hulle militêre leier moet wees, en hy kom ry hier, op hierdie nederige donkie. Jy sien, donkies was daar gewees vir algemene vervoermiddel, en ook as pakdiere gebruik, en perde was weer vir oorlog gebruik. So hulle het hom eintlik voorgestel dat hy sal kom op hierdie magtige perd, hierdie oorlogsperd. Selfs Christus se disippels op daardie stadium het nog nie regtig die betekenis van wat hulle gesien het verstaan nie, vers 16. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar enigiemand in die skare wat die profesie van Sagaria geken het, sou verstaan het wat hier gebeur het. Hulle sou verstaan het hoekom Jesus op hierdie spesifieke dag, op hierdie spesifieke manier, op hierdie esel, hierdie stad binnekom. Jesus het homself kom voorstel, soos wat die profeet Sagaria gesê het hy sou. Hy het homself as koning kom voorstel. Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Daar sien ons dit weer. Juig, o dogter van Jerusalem. So hy moes in Jerusalem aankom. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vel van 'n eselin. So Jesus het sy rit na Jerusalem gemaak op wat ons Palmsondag noem. Net 'n paar dae voor sy dood en presies 'n week voor sy opstanding. Sy aankoms in Jerusalem moes op hierdie spesifieke dag plaasgevind het. Dit was nie 'n toevalligheid gewees nie. Inteendeel, sy aankoms was presies gewees soos wat die profete gesê dit sou. Selfs as ons na Daniël se profesie kyk van Daniël 9 vers 24 tot 27. Nou in hierdie verse word God se plan vir Israel uitgestel. Jesus het homself voorgestel as die koning van die Jode, soos wat die profete gesê het hy sou, eenvoudig gestel. Jesus het gekom as ons koning, prys sy naam. Hy het presies gedoen wat God gesê het hy moet doen. Hy het gekom soos wat hy moes kom. Die mense wat Jesus sien, die stad binne gaan het, op hierdie esel, hierdie implikasie daarvan verstaan, want dit is hoekom hulle geroep het, Hosanna. En as dit in Hebreëus vertaal word, beteken dit, red ons, save us. In die lig van Jesus se wonderwerke, veral met die opstanding van Lazarus, en ook sy openbare bediening, die aantrekkingskrag wat hy gehad het, die mense gedink, hierdie is beslis die een, wat ons van die Romeine sal verlos. Hierdie mense was op soek na 'n heerser, hulle was op soek na 'n koning, op 'n oorlogsperd, wat vir hulle sou veg. Maar tog, hoe wispelturig is die mens nie? Want net in 5 dae daarna, het dieselfde mense hulle stemme gevoeg. Die wat nou geroep het, Hosanna, red ons, het hulle stemme gevoeg by die wat geroep het, kruisig hom, kruisig hom. Johannes 19 vers 6. Terwyl hulle verwag het dat hy as 'n koning sou kom, het hulle nie verwag dat hy sou sterf nie. Maar toe dit in die volgende paar dae natuurlik duidelik word, en dit is maar hoe die mense hart is, toe dit duidelik word dat hy nie doen wat hulle gedink het hy gaan doen nie, toe het hulle wat Hosanna geroep het, hom verwerp. Letterlik het Jesus homself as koning van die Jode kom toon.
dis sy eie mense, soos wat die profete gesê het hy sou, en ook soos wat die profete voorspel het, hy sal kom. Sagaria 13 vers 6. En as iemand vir hom sê, watter wonde is daardie tussen jou hande, dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Wat was die doel van koning Jesus se koms? Johannes 12 vers 24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Vers 27. Nou is my siel ontstel, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. So Jesus het geweet hoekom hy gekom het in hierdie uur. Vers 32. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Vers 33. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. So Jesus het gekom om te sterf. Hierdie verse skilder hierdie prentjie vir ons van ons koning wat gekom het om te sterf vir hierdie wêreld. Sy bediening het nie gegaan slegs oor sy prediking en die wonderwerke en om sy disippels uit te soek nie. Dit het gegaan om vir jou en vir my te sterf, sodat ons sonde vergewe kan word. Sy hele fokus van sy hele lewe was gerig daarop op die dag dat hy Golgotha sou bestyg en aan die kruis vasgespijker word. En hoekom het hy dit gedoen? Sodat daar geen skeiding meer tussen ons en die Vader hoef te wees nie, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons sonde vergewe kan word. Jesus self sê later aan Pilatus toe hy voor hom verskyn, Johannes 18 vers 37, Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Wat is die Jode hom as koning aanvaar het op hierdie Psalmsondag, Palmsondag? Sou die kruis steeds plaasgevind het? Sou Jesus steeds vir ons gesterf het? Ja, beslis. Want as hy nie vir ons gesterf het nie, dan was daar nie vergifnis van sonde nie. Hebreërs 9 vers 22. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So as hy nie gesterf het nie, was ek en jy nie vandag gered nie. Dan het ons nie die ewige lewe gehad nie. As die Jode Jesus as hulle koning ontvang het daardie dag, op Palmsondag, dan sou hy nog steeds na Golgotha toe gegaan het. Hy sou nog steeds gaan sterf het, en hy sou nog steeds opgevaar het na die hemel toe. Jesus het na hierdie wêreld gekom met een doel, en dit is vir my en vir jou. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Maar hou in gedagte, Jesus het slegs gedoen wat hy die Vader sien doen het, sê die woord. Jesus het dit self gesê, en toe hy dit toelaat, Jesus is God, toe hy toelaat, hy moes eers toelaat, dat die wat hom haat, hom gryp, dat hulle hom spot, dat hulle sy baard van sy gesig afruk, dat hulle hom kruisig, dat hulle die spies deur sy sy steek. Hoekom? Want die Vader was eers gespot, en misbruik, en gehaat deur die mensdom vir baie jare. En Jesus het dit gesien. Hy het net gedoen wat hy gesien het, sy Vader doen. So hy het geweet wat hy as koning sou kom deurmaak vir hierdie mensdom. Hy het geweet. En om te dink hoe hard is die mense hart nie werklik nie waar nie. Dat mense nie met hierdie geweldige liefde van God, hulle harte eers vir hom kom oorgee nie. Maar is dit nie maar in vandag se tyd ook so nie? Dat Jesus word nog steeds gespot. Sy kruis word gespot. Van sy liefde word daar 'n bespotting gemaak. Hebreërs 10 vers 26. Want as ons opsetlik, met ander woorde moedswillig sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het,
bly daar geen offer vir die sondes oor nie. So die wat ligtelik is oor hulle lewens en hulle sondes, moet hierdie verse weer lees. Want as ons opsetlik, met ander woorde moedwillig sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurvloed wat die teenstanders sal verteer. Nou ek en Marlyn het in hierdie week hierdie gesprek gehad, toe ek besig was met voorbereiding. Toe sê ek vir, hierdie is vir my so absoluut hartseer, dat mense Jesus so kon behandel. Toe sê sy vir my, mamma, in vandag se tyd weet mense van Jesus. Toe sê sy, in my skool weet almal wie is Jesus, maar die probleem is, hulle gee nie om nie. Was haar woorde gewees, en sy sê toe vir my, dit is hoekom hulle nie bekeer nie, want hulle gee nie om nie. Hulle leef hulle lewe, soos wat hulle dit wil lewe, en hulle gee nie om oor die nagevolge nie. Jesus het geweet, dat baie wat die woord hoor, hulle harte tot hom sou draai, maar nooit hulle harte sou oorgee nie. Jy sien, want daar is 'n verskil om jou hart te draai, en Jesus vir daai oomblik te aanvaar. Maar dis 'n ander ding om jou hart oor te gee. En daarom het Jesus vroeër in sy bediening ook die gelykenis vertel van die saaiër. Almal wat hierdie gelykenis gehoor het, kon hulle self onmiddellik identifiseer met wat Jesus hier vertel het. Want almal van hulle het al iemand gesien, 'n boer gesien wat saad saai, en dat daardie saad dan groei. Jesus het hierdie algemene toneel gebruik om vir ons geestelike waarheid te kom leer van die saad is die evangelie van genade. Dit is die goeie nuus wat vir die wêreld gebring is, om te sê Jesus het gesterf vir ons as sondaar, hy het opgestaan uit die dood, sodat hy vir ons volkome kon vrymaak van die dinge in hierdie wêreld, sodat ons harte vir hom kon gee. In hierdie gelykenis dra sommige van die saad vrugte en ander nie. Jy sien, die probleem was nooit die saad nie. Die saad was alles goeie saad gewees. Die probleem was die grond gewees. En die grond in hierdie gelykenis verteenwoordig dan ook ons harte en ons verstand, die persoon wat die evangelie hoor. Nou elke persoon hoor die evangelie nie op dieselfde manier nie. En elke een verwerk dit nie op dieselfde manier. Jy sien, want sommige verag dit, sommige verwerk dit en sommige aanvaar dit. Dit is die grond wat die primêre klem van hierdie gelykenis is. En die vraag is vanoggend, hoe lyk jou grond? Is jou hart se grond bewerk? Is dit sag? Is dit voedbaar? Kan die Heilige Gees jou voed elke dag deur die woord van God? Dra jy vrug? Of is jy iemand wat Hosanna roep, wanneer jy die koning op die esel sou sien, en dan later in jou lewe, kruisig hom, want ongelukkig sien ons dit baie in die lewe. Soms gee mense hulle harte vir die Here, en later in hulle lewe, dan het hulle nog nie genoeg gehad eintlik van die wêreldse dinge nie, en dan roep hulle weer, kruisig hom. Die Jode kan sê wat hulle wil, Jesus is steeds koning. Mense kan doen wat hulle wil, Jesus is steeds koning. Mense kan leef soos wat hulle wil, maar Jesus is steeds koning. En Jesus gaan die laaste woord hê. En die vraag is Jesus jou koning? Ken jy hom as jou persoonlike Here en verlosser? Eintlik wat ek vandag vir jou vra, is jy seker jy is gered? Is jou naam in die boek? Of ons dit vandag wil erken of nie, tye in hierdie wêreld raak al hoe moeiliker. Elke jaar is daar nuwe uitdagings wat ons krag tap, wat ons geloof beproef. En dit is so goed as om vandag te kan sê, kyk, hoe laat is dit al? Die groot dag van die Here is naby, en ons behoort dit te weet. Maar tog blyk dit wanneer ons na mense kyk in ons lewens, dat hulle stel die wekker, maar hulle stel ook daardie snoesknoppie, daardie tipe van 'n slymerknoppie, word ook geaktiveer. Nou as jy daardie knoppie druk, nadat die alarm reeds afgegaan het, dan bly die alarm stil vir 5 tot 10 minute, en in fases soos wat jy hom gestel het, dan om af te gaan.
Vandaar die woord snoes of slymer. Maar hierdie slymerknoppie is nie altyd 'n goeie ding nie. Daar is 2 probleme aan hierdie snoesknoppie. Eerstens, jy kan bly slymer en verslaap as jy aanhou om hierdie knoppie te druk. Jy kan so gewoond raak aan die klank van jou alarm, dat jy dit nie regtig meer hoor nie. En wanneer ons na die mense rondom ons kyk, byvoorbeeld ons families, is dit asof hierdie snoesknoppie baie hard werk. Want sommige probeer die roepstem van die Here snoes. Dit is asof hulle vir die Here sê, roep weer 'n bietjie later. Ek geniet nou eers hierdie slymer oomblikke in hierdie wêreld. Romeine 13 vers 11 tot 14. Nou gaan julle almal môreoggend as julle daai alarm druk, hierdie onthou, né? Vers 11. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en neidigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dit maak my eintlik benoud as ek daaraan dink, dat ergens gaan iemand eendag te laat slymer, te laat snoes. Ons koning egter slymer of slaap nooit nie. Alles gebeur presies op tyd soos wat die woord sê. Elke profesie gebeur op die tyd en soos wat dit voorspel was. En eendag gaan mense weer roep, Hosanna, Hosanna, red ons, save ons, want eendag gaan elke knie buig en elke tong gaan bely. Koning Jesus het sy koningskap aangekondig, toe hy nederig op 'n donkie Jerusalem binne gegaan het. Maar eendag gaan hy terugkom op 'n oorlogsperd. Dan kom hy terug, soos wat die mense wou gehad het, hy moes die eerste keer kom. Jy sien, maar hy kom dan nie om Romeine te verower nie, maar hy kom om homself as die koning van alle konings te openbaar. Tydens die slag van Armageddon, op die laaste dag van die groot verdrukking, gaan Jesus Christus op sy wit perd verskyn. En op daardie dag gaan sy weermag saam met hom kom en sy heiliges. En die heiliges is die wat met die wegraping opgeneem word voor die groot verdrukking. En Jesus gaan tot die stryd teen sy vyande toetree. En Satan vrees hierdie dag. Openbaring 19. Die opskrif is oorwinning van Christus oor die dier en die valse profeet. En ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar gaan lees dit by die huis. Gaan kyk wat gaan gebeur met die Satan en met die valse profeet. Vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En ons weet wie is die woord, nie waar nie. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, let wel rein en fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskyf van die wyn, van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Prys sy naam. Jesus keer terug op 'n wit perd. Hy keer weer terug Jerusalem toe, daar waar almal Hosanna geroep het, waar hy op die vul gery het, op die
donkie op die esel. Hy keer weer terug, maar hierdie keer kom hy op sy oorlogsperd, op sy wit oorlogsperd, en hy gaan sy voete op die Olyfberg neersit, daar waar hy eens opgevaar het hemel toe, en sy leermag en sy heiliges gaan saam met hom kom. Mag ons almal onder daardie heiliges wees eendag. Daarom wil ek vandag vir jou sê, in jou lewe, kos en klere en daai dinge en geld is nie regtig die belangrikste nie. Jou geesteslewe is die belangrikste. Maak seker met al hierdie moeilike tye in hierdie wêreld wat kom, dat jou gees is in hemelse plekke. Skuif jou fokus vandag van die dinge wat in die wêreld gebeur. En rig weer jou oë op die koning van die konings wat op die wit perd gaan kom. Ons leef nou in 'n tyd van groot politieke konflikte. Oorloë wat oral opspring, ekonomiese rukwinde, onrustige tye, Matteus 24 tye. En die dinge wat in die donker gebeur het, word in die lig openbaar op hierdie oomblikke. Maar Jesus sê vandag vir elkeen van ons, soek weer my koninkryk. En al die dinge wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word. En ek glo dit sluit ook ons beskerming in. Ons moet net bly opkyk. Jesaja 55 vers 6 en ek sluit af. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. En dit sê vir my dat daar gaan 'n tyd kom wanneer daar weer Hosanna geroep gaan word. Red ons, red ons. Want as die woord vir ons sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, dan beteken dit mos daar gaan 'n tyd miskien wees wat hy nie te vind gaan wees nie. So miskien as jy jou wekker stel, sorg dat daardie snoesknoppie nie veel langer afgaan nie. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldig. Almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie Here vir hierdie woord wat U vanoggend tot ons harte kon spreek, wat so relevant is, Here, op die tye waarin ons lewe, Here. Dat ons net weer bietjie wakker geskrik moes wees, Here, om net te besef dat U koms is naby. En hierdie keer kom U op die wit oorlogsperd. U kom afreken hierdie keer met die vyande. Vader, wees met ons in hierdie week ook, Here, werk in elkeen se hart. Daar waar ons nog nie dinge in ons lewens kon oorgee nie. Heilige Gees, help ons om tot daardie stap te kom vandag. Daardie oomblik wat ons miskien alleen is vanmiddag of vanaand. Net om te kan sê, Jesus, ek aanvaar U as koning van my hart en van my lewe. En ek gee my lewe en my veiligheid aan U oor. Ons kan nie sonder U nie, Here. In al hierdie onrustige tye, weet ek nie hoe maak mense dit sonder U nie. Here, maar ek dra elke persoon hier voor my op vanoggend. En ek bid, Here, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal bewaar, dat U vir ons sal sorg, dat ons geen bekommernisse hoef te wees nie. Juis omdat ons weet, ons Jesus kom weer, en hy kom ons haal, en ons gaan eendag weer saam met hom terugkom, om te kom regeer. Dankie Vader vir U woord vanoggend. Here, dankie vir U seëninge en U salwing, Here, vanoggend. Vader, Here, ek dra elkeen aan U op, om in hierdie week verder te dra, in Jesus naam. Amen en amen.